Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons erediens hier by die gemeente NG Kempton Park Oos. Nou ek is nie so seker of dit al te duidelik oor die opname gaan deurkom nie, maar dit is 'n bewolkte dag en dit is 'n koue dag. So geliefdes, ja, die winter is nou hier, hoop julle bly warm en ja, warmwatersakke en handskoene en missies en serp en wat ook al julle gebruik om julleself deur hierdie seisoen te kry. Ek hoop dit is byderhand. Geliefdes, dan deel ek ook graag, ek weet vir baie is dit 'n spesiale dag vandag, so gelukkige Vadersdag aan elke vader of pa figuur. Ag, julle ken nou al die storie. Ons hoop dat dit vir julle 'n besonderse dag sal wees, ons hoop dat julle baie bederf sal wees, en dankie ook net vir al julle leiding en julle insig en julle wysheid, ook so, ons waardeer dit opreg. Maar geliefdes, ons begin vandag se erediens in absolute afhanklikheid van die Here en ek lees vir ons 'n wotum. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Ek herhaal, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, as ook God die Seun, deur die werking van God die Heilige Gees. Geliefdes, ons gaan hierdie geleentheid nou gebruik om saam te bid. Ek gaan eers net 'n oomblik van stilte gee, sodat elkeen van julle, daar waar ook al julle is, opreg julle gedagtes op die Here sal kan rig, en ook die gejaagdheid en die chaos van daar buite, al is dit net vir die dier van die erediens, een kant kan plaas. Here, dankie vir nog 'n geleentheid waar ons as gemeente, as u kinders, verspreid oor die land en oor die wêreld, kan stil word en op u woord kan fokus. Here, die troos en die hoop wat u daarin met ons deel. Maar baie belangrik dat ons dit ook as 'n geleentheid sal sien, waar ons al hoe meer en meer van u sal kan leer ken. Here, u het u self op wonderbaarlike maniere aan ons geopenbaar, sodat ons u kan ken. Help asseblief dat ons dit sal koester, dat ons deur alles in ons lewe u sal soek, of dit in die woord is, deur gebed, Here, deur die skepping, deur u liefde, wat aan ons naaste, deur die naaste aan ons oorgedra word. Laat ons net al hoe meer en meer bewus sal word van wie u is, Here, u karakter, en wat u vir ons wil hê. Here, dan kom ons ook so na u toe met 'n nederigheid in ons harte, waar ons wil kom getuig, maar Here, voor u is ons eintlik niks. Baie kere neem ons die houding en die standpunt in van hoe goed en hoe groot en hoe wonderbaarlik ons is. Maar hoe meer en meer ons u leer ken, hoe meer bewus ons raak van wat u vir ons doen, hoe vinnig besef ons, my Here, ons is eintlik maar niks. En steeds het u alles vir ons kom gee, steeds het u alles vir ons kom doen. Daarom dank ons u, Here. Ons dank u dat die fondasie en die basis van ons verhouding met u is nie ons nie, is nie ons vermoëns of hoe goed ons is nie, maar is u genade, u getrouheid, u betroubaarheid, u liefde vir ons. Help asseblief dat ons dit altyd sal koester, en dat ons ook so ons vertroue, ons geloof en ons hoop in u sal plaas, in u as ons Here, ons alles. Wees ook so met elkeen, Here, waar ons almal ook maar soms sukkel. Elkeen van ons het ons eie stryd waarmee ons besig is, baie kere onbekend aan ons naaste. Here, druk ons aan u bors en kom dra die boodskap oor. Ons is nie alleen nie. U sal ons bystaan, u sal ons nooit alleen laat nie.
en laat ons daardeur ook vertroosting kan kry in die wete, ons stap nie hierdie pad alleen nie. Ons dank U, Here, en ons prys U heilige naam. Amen. Geliefdes, met laasweek se erediens het ons bietjie stilgestaan by die gebeure van Genesis 18. Die van julle wat daar dalk nou nog nie gekyk het nie, dit is op ons Facebook en ons YouTube platforms beskikbaar. Maar in voorbereiding vir vandag wil ek net 'n kort opsomming gee van sekere hoogtepunte van laasweek se boodskap. Genesis 18 handel oor God wat homself aan Abraham en aan Sara geopenbaar het deur 3 besoekers. Abraham het hulle gasvry verwelkom en hulle bedien met 'n feesmaal. Terwyl die besoekers besig was om te eet, het een van hulle die opmerking gemaak, maar oor 'n jaar sal hulle weer terugkeer en dan sal Sara 'n seun hê, want God het binne sy verbond met Abraham beloof dat hy wel 'n kind sal kry, iemand deur wie Abraham se nageslag sal groei. Sara, oor haar en Abraham se ouderdom, toe sy hierdie gehoor het sy by haarself gelag, want sy het haar tekortkominge op God geprojekteer, waarop God toe basies gesê het, maar niks is vir die Here onmoontlik nie. Het is ook belangrik om uit te lig, dat Sara was hier 89 jaar oud en Abraham 99. So basies het ek gesê, ons moet nooit God onderskat nie, want niks is vir hom onmoontlik nie. Nie net Genesis 18 getuig daarvan nie, maar vele gedeeltes in die Bybel. En ons moet nie ons eie gebreke of onvermoë op hom projekteer nie. Of dan in ander woorde, ons moet nooit na ons eie huidige omstandighede kyk en hoe swaar of tragies dit dalk mag wees, tot die gevolgtrekking kom en sê, maar nie is God sal eintlik iets hieraan kan doen nie. Nee, ons moet eerder ons vertroue, ons geloof, ons hoop op hom plaas, want hy kan deurbraak bring. Daar sal altyd vir ons 'n toekomsverwagting wees, want God is getrou en hy sal nooit op sy woord teruggaan nie. Maar die boodskap stop nie daar nie. Al is dit vertroostend om van iemand te hoor, veral as ons in 'n moeilike tyd vasgevang is, maar vertrou op die Here en glo in die beloftes wat hy gemaak het, voel dit vir my asof daar iets ontbreek. Want dit is een ding om vir iemand te roep tot vertroue, tot geloof, tot hoop in God, maar is iets heeltemal anders om uit te wys hoe dit in praktyk lyk. Die vraag is nie net immers waarin ons moet vertrou nie, maar ook hoe ons tot daardie vertroue kom. Hoe vertrou 'n mens wanneer een se omstandighede onseker is? Hoe groei geloof wanneer twyfel aan die deur klop? Hoe hou ons vas aan hoop wanneer die antwoorde soms stil bly? Daarom is die boodskap van vertroue nie volledig sonder die pad wat daartoe lei nie. En geliefdes, dit is waarby ons vandag gaan stilstaan. Ek wil begin deur eerstens 'n opsomming te gee van Abraham en Sara se lewe, want daar is baie wat ons daaruit kan leer, veral rakende hierdie spesifieke onderwerp. Geliefdes, ek gaan dit baie kort en kragtig doen, maar ek moedig eintlik elkeen van julle aan so 'n bietjie huiswerk of Bybelstudie, gaan lees gerus na verloop van hierdie erediens Genesis hoofstuk 12 tot en met 21. Ek dink dit gaan 'n baie mooier prent gee tot alles wat ek hierdeur probeer sê. God roep vir Abraham en vir Sara om hulle land te verlaat en te beweeg na 'n plek toe wat God eers op 'n latere stadium vir hulle sal aanwys. God het ook al vroeg in sy verhouding met Abraham en Sara die belofte gemaak, maar hy sal hom tot 'n groot nasie maak. Let wel, die manier hoe dit gedoen gaan word is nie so vroeg in die verhaal bekend nie. Bietjie later lees ons dat Abraham bekommerd begin raak het dat hy nooit 'n seun sou kry nie. Belangrik om te weet, Abraham was om en by 75 jaar oud, toe God hierdie reistog met hom geneem het en God vir hom gevra het om sy land te verlaat. God het Abraham toe gerusgestel oor die bekommernis wat hy gehad het, en die Here het basies vir Abraham gesê, hy moet na buitentoe beweeg en hy moet die sterreruim aanskou en hy moet die sterre tel. Soveel sal sy nageslag wees.
God het toe later met Abraham 'n verbond gesluit, wat sy belofte vir hom en sy nageslag kom grond het, en toe het 'n hele paar jaar verbygegaan, en weer het Abraham en Sara bekommerd geraak, dat die belofte nie vervul sou word nie. Die verskil is, hier het hulle die situasie in hulle eie hande geneem. Sara het vir haar slaafin Hagar gesê om by Abraham te gaan lê, om vir hom 'n kind in die wêreld te bring. Nou geliefdes, hier moet ek dit vir 'n oomblik stil staan. Vir ons wat afgesonder is van die konteks en die gebruike van destyds, is hierdie vreemd. Baie keer is ons reaksie hierop, maar waarom in die lewe sou 'n vrou vir 'n ander vrou gesê het om by haar man te gaan lê? Maar die beginsel hier agter was, dat die man 'n nageslag sou kon hê. Iemand wie kon erf, iemand deur wie sy naam kon voortleef. Nou baie belangrik, hierdie was nie deel van God sy oorspronklike belofte vir hulle nie. Dis hoekom die klem val, hulle dit op hulle of in hulle eie hande geneem. 'n Paar jare toe verbygegaan en Abraham het toe weer bekommerd geraak. Hy vra toe vir die Here, maar Here, as Ismael, dit was die seun se naam met wie hy by Hagar gekry het, as Ismael in u teenwoordigheid maar net kan lewe, bedoelende, kan ons nie hierdie proses volg, die belofte wat u gemaak het aan my tot 'n groot nageslag, kan ons dit nie laat realiseer deur Ismael nie. Waarop God toe vir Abraham gesê het, nee, ek sal vir jou en vir Sara 'n kind gee, julle eie 'n seun, en dit is daardeur waardeur sy belofte vervul sal word. Volgende kry ons die gedeelte wat ons laasweek na gekyk het, waar God die belofte weer aan hulle kom bevestig het, met die spesifieke verwysing dat oor 'n jaar sal hy weer terugkeer, en dan sal Sara 'n kind hê. En dan eindig ons hierdie opsomming met Genesis 21, waar Isak gebore is, en God se belofte vervul is. As ons hierdie gebeure aanskou, en alles wat ook tussenin gebeur het, geliefdes, baie belangrik. Dis hoekom ek julle aanmoedig, gaan lees gerus van Genesis hoofstuk 12 tot en met 21. Maar as ons hierdie gebeure aanskou, sien ons al te duidelik 'n sekere patroon wat na vore kom. God het beloof, die mens het getwyfel en geworstel met die belofte. God het hulle kom verseker en vertroos. Die mens het weer begin twyfel en dit in hulle eie hande geneem. God het weer sy belofte kom bevestig en God het getrou gebly deur dit alles. Seker een van die belangrikste lesse wat ons kan leer uit die verhaal van Abraham en Sara. As hulle vertroue, hulle geloof en hulle hoop, Abraham en Sara nou, afhanklik was van hulle vermoëns om nooit te twyfel, nooit te huiwer of nooit te struikel nie, sou God se belofte nooit vervul gewees het nie. As die vervulling van die verbond, die belofte tot 'n groot nageslag afgehang het van die sterkte van hulle geloof, hulle standvastigheid in die Here, sou hierdie hele verhaal geëindig het met Hagar en Ismael. Maar dit het nie. Nie oor Abraham of Sara se vroomheid, hulle karakter, hulle standvastige geloof in God nie, nee, maar deur God se getrouheid alleen. Of in ander woorde, danksy die karakter van God. Geliefdes, wat is die grootste bepalende faktor as dit kom by ons wat iemand vertrou en bereid is om ons hoop in hulle te plaas? Hulle karakter. Is hulle betroubaar? Is hulle opreg? Is hulle vroom? Spreek hulle menswees van iemand wie vertrou kan word? Ons vertroue in God vind nie sy oorsprong by ons eie vermoëns nie, maar in God wat sy karakter aan ons kom openbaar as getrou en betroubaar. So baie belangrik, hoe beter ons hom leer ken, hoe meer rede het ons op hom te vertrou, ons geloof in hom te plaas, as ook ons hoop. Ek wil 'n paar gedeeltes vir julle lees uit die Bybel wat hierdie punt kom ondersteun. Die eerste ene is Psalm 9 vers 11. Let wel, ek gaan dit uit die 2020 vertaling doen. Dit sê:
Wie u naam ken, kan op u vertrou, want u laat hulle wat u soek nie in die steek nie, Here. Bedoelende, vertroue in God kom van kennis van God. Dit is waar dit begin. Deur ons kennis van God wat groei en al hoe meer raak, kan ons vertroue in hom plaas. Jesaja 26 vers 4 sê, vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. So baie belangrik, ons vertrekpunt op hierdie reis om meer in God te vertrou, begin nie by onsself nie. Dit begin nie by ons vermoë om beter te glo, harder te probeer of minder te begin twyfel nie. Die sleutel lê nie hier nie. Let wel, ek moet ook uitlig. Ek sê nie geestelike groei en karakterontwikkeling is nie belangrik nie, nee. Inteendeel, die Here roep ons om al hoe meer volgens die beeld van Christus te lewe. Maar wanneer dit kom by ons verhouding met God, lê die beginpunt nie by die mens nie, maar by God. Dit is waarom dit so belangrik is om die Here beter te leer ken. Om te erken, maar alles wat ons doen, is 'n reaksie op wat God eerste gedoen het. En ons moet daarna streef in alles wat ons is, om die Here beter te leer ken. Want hoe meer ons hom ken, hoe meer ons sy karakter verstaan, sy beloftes, sy wese, sy opoffering vir ons, hoe meer maak dit sin om hom te vertrou, en hoe, wil amper sê, outomaties gebeur dit. Die volgende belangrike punt wat ek wil aanraak uit die lewe van Abraham en Sara, is dat vertroue in die Here beteken ons volg hom, ons plaas ons hoop in hom, selfs wanneer die pad vorentoe onbekend is. God het vir Abraham gesê hy moet sy land verlaat, sy vriende, alles wat aan hom bekend was. En hy trek toe na 'n land wat God eers op 'n latere stadium aan hom bekend gemaak het. Wat voor Abraham op daardie oomblik was die onbekende. Hy het nie antwoorde gehad nie, hy het nie geweet hoe hierdie reis tog sou verloop of waar dit sou eindig nie. So in plaas van op 'n sekere uitkoms te vertrou, moes hy eerder die een vertrou wie hom geroep het. Geliefdes, daar's 'n baie groot verskil tussen om my hoop op sekere uitkomste te plaas en my hoop op die Here te plaas. Dit is juis een van die uitdagings waarmee ons sukkel. Ons wil graag weet, maar wat gaan die uitkoms wees? Ons wil weet hoe gaan dinge afloop, voordat ons bereid is om ons vertroue, ons hoop en ons geloof daarin te plaas. Baie kere is ons vertroue gekoppel aan 'n bepaalde uitkoms wat deur ons vasgestel is. Maar Here, ek vertrou op U dat U hierdie sal doen. Ek vertrou op U dat U hierdie verandering sal plaasvind. Ek plaas my hoop op U vir of hierdie of vir daardie, nie vir dit of vir dat nie. Bybelse vertroue is nie vertroue in 'n bepaalde uitkoms wat deur ons vasgestel is nie. Dit is vertroue in God self. Abraham het nie vertrou omdat hy geweet het waarheen hy op pad was nie. Hy het vertrou omdat hy geweet het wie het hom geroep. Ware geloof beteken nie dat ons altyd gaan weet wat God gaan doen nie. Maar dit beteken dat ons wel weet wie God is. Hierdie uitkyk kom gee vir ons die vermoë om aan te hou vertrou, te glo en te hoop, selfs wanneer die pad onduidelik en donker raak. Want dit gee vir ons die nodige insig dat ons het nie nodig om altyd die uitkoms te ken, om op die Here te vertrou nie. Ons ken reeds die een
wat die toekoms in hulle hand hou. Ons weet wie God is, ons ken sy karakter. En in Jesus Christus het hy sy liefde aan ons kom openbaar. Ek lees vir ons 2 gedeeltes, bekende gedeeltes, Spreuke 3, vers 5 tot 7, en dan daarna Hebreërs 11, vers 1. Vertrou volkome op die Here, en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die laaste gedeelte van vandag se erediens. Vertroue vra geduld. Een van die moeilikste dele van vertroue, geloof en hoop in die Here is nie noodwendig die onbekende uitkoms nie, maar eerder die onbekende tydsduur. Abraham was ongeveer 75 toe hierdie reistog begin het. Hy was ongeveer 100 jaar oud toe Isak gebore was. En ons sien in sy en Sara se optrede hoe hulle daarmee geworstel het, tot op so 'n punt dat hulle hierdie situasie in hulle eie hande geneem het. Geliefdes, baie kere dink ons, maar God het dan beloof. Waarom gebeur dit nie? Of God se karakter kom getuig van dit of van dat. Waarom voel ons dit nie op ons huidige stadium in ons lewe nie? Dit is juis waar baie van ons swaar kry en sukkel. Die wagtyd het 'n manier om vrae in ons harte wakker te maak. Het God vergeet? Hoor hy ons nog? Is sy beloftes geldig of het hy moeg geraak vir alles wat die mense verkeerdelik in sy naam doen? En tog leer die verhaal van Abraham en Sara ons iets besonders. Die wagtyd het nie God se belofte verander of minder gemaak nie. Dit was nie 'n teken dat God nie teenwoordig was nie. Geliefdes, baie belangrik. Ons moenie God se stilte interpreteer as God wat afwesig is nie. Baie kere is God besig om te werk op maniere wat ons nie kan sien nie, en volgens 'n tydsberekening wat ons nie verstaan nie. Vertroue, geloof en hoop in God is nie gewortel in die uitkoms of in hoe vinnig dit gebeur nie, maar in God self. Daarom vra vertroue geduld, nie omdat dit op sigself iets verdien nie, maar omdat geduld ons help om werklik nederig voor hom te keer. Ons sien dit in Abraham en Sara se lewe. God het beloof, 'n wagtyd het gevolg, maar sy belofte was vervul. Daarom word ons geroep om nie net God se belofte te vertrou nie, maar ook God se tydsberekening. Want nie net is die Here getrou in wat hy doen nie, maar ook in wanneer hy dit doen. Geliefdes, dalk is hier van julle vandag wat op 'n antwoord wag. Op genesing, op uitkoms, op leiding, verandering, vernuwing. Geliefdes, moenie ophou glo en vertrou, omdat die wagtyd vir ons dalk bietjie te lank is nie, omdat ons nie verstaan wat aangaan nie. God is met julle. Hy ken julle harte. Ek lees vir ons Hebreërs 6 vers 15 dit sê: En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Ek sluit af. Vertroue, geloof en hoop in God begin by God self. Dit is hy wat homself aan ons geopenbaar het en steeds openbaar. Dit is hy wat die eerste tree na ons toe gegee het. Dit is hy wat ons roep.
wat ons eerste lief gehad het, wat sy beloftes aan ons bekend gemaak het. Daarom is ons nie geroep van ons eie vermoë om te vertrou nie. Daarom is ons hoop en ons geloof in God nie afkomstig van wat ons tot die tafel bring nie, maar die Here, wat getrou en betroubaar is. Geliefdes, vertroue, geloof en hoop groei, wanneer ons God beter leer ken. Wanneer ons hom soek in alles wat ons doen, wanneer ons sy woord bestudeer. En daarmee bedoel ek nie 'n enkele gedeelte hier of 'n enkele gedeelte daar nie. Ek bedoel ons raak verlore in sy woord. Baie van die vrae, dit waarmee ons worstel, is geantwoord in die Bybel. Ons moet dit net soek. Ons moet hom net soek in sy woord, sy skepping in alles. Maar saam met dit weet ons ook dat vertroue, geloof en hoop groei wanneer ons hom volg, selfs al is die pad onbekend. Ons moet altyd seker maak waarin plaas ons hoop. In 'n sekere uitkoms of in die wese van God. Baie groot verskil. En ons weet ook dat vertroue, geloof en hoop groei wanneer ons geduldig op hom wag. Selfs wanneer die wagtyd lank word. Weereens, ons plaas nie ons hoop in wanneer of hoe 'n sekere iets moet plaasvind nie, maar eerder in die wete dat God is lief vir ons, dat God ons bystaan en ons nie alleen sal laat nie. Mag ons daarom vandag met 'n nuwe gemoed vorentoe gaan. Nie omdat ons al die antwoorde het nie, nie omdat ons die toekoms in ons hande het nie, maar omdat ons die Here ken. Die Here wat beloof, die Here wat voorsien en die Here wat getrou bly. Amen. Daar's nou 'n oomblik van stilte. Here, om volkome ons hoop, ons vertroue, ons geloof in U te plaas is nie altyd so maklik nie. En baie kere voel ons maar ons val kort. Ons worstel, ons twyfel. Here, baie kere dra ons tot ons reuns op U. Help asseblief dat ons sal verstaan, maar Here, U draai nie weg van ons, wanneer ons sukkel, of wanneer ons kortval nie. U staan ons by, U help ons op, U vertroos en versorg ons. Help asseblief dat ons altyd met hierdie insig sal optree. Here, die enigste rede waarom ons in U kan glo, kan hoop en vertrou is oor U karakter alleen. U wat nog nooit 'n belofte gebreek het nie, en U wat ons nooit alleen sal laat nie. U is lief vir ons, Here, dit is duidelik in die woord. Help asseblief dat ons hierop reageer, en dat ons verby sekere uitkomste sal kyk, verby sekere tydsberaminge, dat ons U sal leer ken, en sal vertrou in U goedheid vir ons. Ons dank U, Here, en ons prys U heilige naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.